'n paar maande gelede was ek nie net siek nie. Ek was besig om aktief dood te gaan. Ek is nie eintlik veronderstel om hier te sit nie. En daarom wil ek hierdie geheim met julle deel. En hierdie is nie nonsens nie. Ek gaan vir jou presies verduidelik wat gebeur het. Ek as 'n beraader het presies geweet wat ek moes doen, maar soos die skoenmaker se skoen wat altyd stikkend is, het ek nie aandag aan myself gegee nie. En die ding het my gevang. Kyk mooi na hierdie prentjies. En dan kyk julle die verskil van 'n paar maande, eintlik 2 maande eintlik, min, hoe ek gelyk het. En ek het gedink dis belangrik om hierdie ding te ontbloot en veral die mense wat ek van TikTok navraag kry, sit baie met dieselfde probleem en ek sien dit raak. So op my 63-jarige ouderdom op die oomblik was ek aktief besig om selfmoord te oorweeg. Want my liggaam het in 'n gevangenis van pyn en inflammasie gelewe. Niemand het geweet wat dit is nie. Dokters stom geslaan. Ekstrale bloedtoetse, what not. Totdat hulle 'n ding hier op my skouer moes uitsny en wegstuur na 'n laboratorium toe, waar mense dan nou moes kyk wat hulle kan agterkom, hoekom ek dan nou so is soos wat ek is. Ja, is ek dan as 'n beraader 'n swak beraader, omdat ek nie eers na myself kyk nie? Moet ek nie beter weet nie? Ek het dan my hele lewe spandeer om ander te help. En tog was ek besig om dood te gaan. Hoekom? Hoekom? Omdat ek 'n goeie mens was. Ek was hoog in inskikkelikheid, dis agreeable op die Big 5 skaal, en hoog op neurotisme. Dit wil sê, ek is te vriendelik en ek is te neuroties wat mense oor my dink. Maklike toets om te doen. So, dit is 'n dodelike kombinasie van my eie brein wat hom in 'n roofdier verander het. Vir 6 dekades was ek 'n gijslaer van 'n siklus van skuldgevoelens. Ek het gespring elke keer as iemand in 'n emosionele verknorsing was. Vasgevang in die geloof dat my waarde bepaal word aan hoeveel ek myself aan die brand moes steek om ander warm te hou. Ek het gewerk in 'n baie toksiese dokterspraktyk hierbo. Ek sal nie sê waar dit is nie. Waar ek met minagting en openlike vyandigheid behandel is. Hulle het my weggestoot, onwelkom laat voel. Nou kyk na my persoonlikheidsprofiel, neuroties, te vriendelik, 'n wonderlike teelgrond met al die 60 jaar se skuldgevoelens om finaal oor die randjie gestoot te word. Ek was besig om my werkspasie, my vrede, my wil om te lewe te verloor. Ek wou nie eet nie, my huis was deurmekaar, ek het die meeste van die dag geslaap, en ek was 'n lewende lijk, omdat ek nog nie die gevaarlike les onthou het van die biologie nie. En hierdie ding is baie belangrik, wat ek nou gaan sê. Die liggaam sal uiteindelik die self vernietig om die stres of die pyn van die siel te stop. Nou kom ons praat gou 'n bietjie oor die biologiese burgeroorlog. Hier sluit ek kanker,
lupus, al daai goed in. Nou wanneer jy te goed is, sê jy eintlik vir jou senuweestelsel dat almal anders se oorlewing belangriker is as jou eie. Jou brein bekyk jou lewe, maar onthou hy sit dit dop. Hy kan net deur jou sintuie agterkom wat buite aangaan. So hy is nie altyd reg nie. Wanneer ek my nee onderdruk het om iemand anders tevrede te stel, as ek weet ek moes nee gesê het my brein daai boodskap vertaal in 'n biologiese oorlog aan my lyf. En dis hoe ek lupus gekry het. Ek gaan 'n volgende video maak, spesifiek dink ek oor kanker en die senuweestelsel. Ons het te veel mense wat kanker in hierdie land het. En 'n klomp ander goed wat ek ook sal noem. Nou, in die wêreld van psigoneuroimmunologie weet ons dat kroniese skuldgevoelens en die nie goed genoeg nie sindroom nie net gevoelens is nie. Dit is fisiologiese gifstowwe. Dit veroorsaak 'n sitokienstorm, 'n vloed van inflammatoriese merkers wat weier om af te skakel. Jou immuunstelsel word paniekbevange en dit is soos 'n bang soldaat in 'n donker kamer wat nie meer tussen vriend en vyand kan onderskei nie. Dit hou op om virusse aan te val en begin jou gewrigte, jou hart, jou DNA en jou organe aanval. Baie soos kanker amper, né? Nou, of dit nou lupus, fibromyalgia, kroniese moegheid of hormonale kaskades is wat kanker voer, hierdie is dikwels die fisiese manifestasies van 'n lewe wat verander geleef word. My lupus was 'n burgeroorlog. My liggaam het homself aangeval omdat ek my eie grense elke dag aangeval het, net om vriendelik te bly. Nou, waarom moes ek skuif om te lewe? Nie net my kop nie. Ek gaan nou vir julle daarvan vertel. Ek moes besef, en ek moes baie diepe oordink, wat is fout, Boeta? Why? Ek moes besef dat my primêre verantwoordelikheid nie my familie, ons praat nou van ma, susters, broers, daai goed, ek praat nie van jou vrou en jou kinders nie, was nie om mense om my die hele tyd tevrede te hou of die hele tyd vriendelik te wees nie. Maar ek was die belangrikste. Ek moet oorleef want ek het tog 'n klomp goed om te doen. Ek moes 'n 63-jarige neurologiese stroombaan van skuldgevoelens breek wat vir my gesê het ek is 'n slegte seun, 'n slegte beraader, 'n sleg mens, 'n slegte vriend en nie goed genoeg as ek my eie lewe kies nie. Daarom sal julle ook sien dat my aanlyn proses van berading binne 'n baie streng professionele riglyn is. Ons moet dit in 'n raamwerk sit waar ek kan kalm bly, waar jy kan kalm bly. Want soveel mense stuur vir my boodskappe wat sê, ek is in 'n krisis, ek moet nou met jou praat. Nee. Krisishantering, crisis management, maak jou nie beter voel nie. Ons moet agterkom.
Wat doen jy wat jou so siek maak? So, kyk na die verskil tussen hierdie twee kantore. Dis die fisiese skei wat ek moes maak. Hierdie koue wit ruimte wat vir siek mense gemaak was waar my lupus lekker gegroei het. In hierdie nuwe plek met hierdie foto is waar ek besig is om te genees. En ek moet sê, julle op TikTok was 'n baie groot bydrae tot my herstel. Na hierdie hele ding soos wat ek nou met die kerk video gesê het in die vorige een, van hoe 'n dorp jou kan eintlik doodmaak as jy verwerp word, het ek 'n baie groot ondersteuningsnetwerk by julle opgedoen. Om te sien, ek is nie die enigste een wat mal is en dink ek is 'n slegte mens, net omdat ek nie by 'n stelsel inpas nie. So, ek moes 'n harde grens begin opstel met my familie, in my privaat praktyk waar ek mense sien, en in hierdie aanlyn spasie moes ek alles netjies organiseer sodat dit niemand senuweeagtig maak nie. Ek het my epigenetika verander. My brein het geskuif van die dorsale valgale afskeiding, daai swaar slaperige, hopelose toestand van doodspeel, na 'n toestand van agentskap. Die oomblik toe ek vir die wêreld begin nee sê het my immuunstelsel uiteindelik die boodskap gekry. Die oorlog is verby. Ek is besig om my medikasie te staak, nie omdat die siekte net weggegaan het nie, maar omdat ek glo my liggaam uiteindelik veilig genoeg voel om op te hou beklei met homself. My selle bad nie meer in die kortisol van hopeloosheid nie. Hulle bad in neuroplastisiteit van hoop. Al hierdie goed kan ek verduidelik as enige maar daarvan wil weet. Ek noem nou 'n klomp groot goed wat grand klink, maar is eintlik maar baie eenvoudig. So, as jy hierna kyk, moet ons verby die hulpeloosheid stap. As jy dieselfde swaar voel, die geestelike uitputting, as jy besig is om te sterf, of dit nou fisies, emosioneel of geestelik is, in 'n lewe wat nie aan jou behoort nie, hoor my duidelik. Geen probleem is te groot om te oorkom nie. Maar die patroon van jou lewe, die patroon van hulpeloosheid, die patroon van altyd ja sê, sal jou die Vader weet doodmaak. Hier sit 'n getuie. Dit maak jou eers emosioneel dood, dan geestelik, en uiteindelik manifesteer dit as fisiese dood. Jou liggaam gee op. So, ek is 'n lewende voorbeeld van wat gebeur as jy uiteindelik ophou om vriendelik te wees en net begin lewe. Moenie te veel worry nie. Ek het dit skaars oorleef, maar ek is hier om vir jou te sê dat die toekoms beter lyk die oomblik as jy daai stap neem. Jy kan nie gesond word in dieselfde omgewing wat jou siek gemaak het nie. Jy moet die sein na jou brein verander wat jy na jou selle toe stuur. Alles is gekonnekteer. Hulle noem dit die mind-body connection.
Nou as jy gereed is om die siklus van skuldgevoelens te breek en jou biologiese reg om op die planeet te bestaan en gesond te wees en gelukkig te wees, hoef jy dit regtig nie alleen te doen nie. Ek het hierdie pad geloop en ek het 'n heiligdom gebou vir diegene wat gereed is om dieselfde te doen. Bloot uit my eie ondervinding uit. Hou op sterf vir mense wat reeds alright is. Dis die tyd om te lewe vir die persoon wat nie is nie. Die een wat nie alright is nie, is jy. So van narciste gepraat. Hulle bly lekker gesond. Hulle voel niks. En daarom kry hulle gewoonlik nie hierdie siektes nie. Wonderlike dag en dankie vir die luister.